Sy, baie welkom by ons vierige Vrydag. Ons tema vir vanaand is, hoe kan ek 'n leier vir Christus wees? Nou, daar is baie fout met ons wêreld en ons besef dat alles nie reg is nie. Ons moet iets doen om die wêreld te verander. Ek onthou nog as graad 1, het ek nog onthou as hulle jou gevra het, wat is jou toekomsdrome? Dan het dit altyd hierdie groot drome gewees van hoe ons die wêreld gaan verander. Maar hoe ons ouer word, hoe meer raak ons net gewoond aan wat rondom ons aangaan. En dan aanvaar ons dinge maar net dat dit so is. Maar ons sien dat hierdie verskriklike dinge in ons wêreld aan die gang is. En dat ons daadwerklik iets gaan moet doen om dit te moet verander. Maar geliefdes, as ons 'n verskil in die wêreld wil maak, sal ons 'n invloed daaroor moet uitoefen. En om 'n invloed daarop uit te oefen, sal ons moet leiers wees vir Christus. Want wat gaan gebeur as Christene nie iets daaraan doen nie? U herken dalk hierdie gedeelte van die fliek uit Breiwaard uit. En dis waar daar gesê word, wat gaan gebeur as ons nie die kans vat nie? Jy het gehoor, wat gaan gebeur as ons nie daardie kans vat nie? Niks gaan gebeur nie. Wat gaan gebeur as Christene nie iets hieraan doen nie? Niks gaan verander nie. Menslik gesproke, as Christene deur die werking van die Heilige Gees nie iets aan die wêreld gaan doen nie, gaan niks verander nie en gaan alles dieselfde bly. Ons gaan daadwerklik iets aan die wêreld moet doen, iets daadwerkliks moet gaan verander. Maar NP van Wyk Lou waarsku ons ook dat ons nie vir afgodders van die daad moet wees nie. Hy sê dat iemand wat 'n afgod van die daad maak, sê dat iets net moet gebeur. Maar hulle deurdink nie wat moet gebeur nie en hoe ons dit gaan doen nie. Dis net om iets te doen. En hy sê ook in sy boek Liberale Nasionalisme dat dit die grootste oorsaak is van jong mense in die graf. So ons moet streef om 'n leier te wees, om daadwerklik iets te doen, maar ons moet dit ook deurdink wat ons gaan doen. So as ons iets moet doen, wie moet ons navolg? Wie is die ideale leier wat ons moet probeer naboots? Wie is dit wat ons moet naboots? Is dit dalk ons huidige staatspresident? Of een van die leiers van die 4 grootste partye in ons land? Dit sal ons nou logies volg is dat as hulle die grootste navolging in ons land het, sal hulle ook dan nou die grootste leiers moet wees. Is dit Ramaphosa? Is dit Zuma? Is dit dalk Steenhuisen? Of selfs Malema? Wie is die beste leiers wat ons moet navolg? U sal dalk sê, ja vir een van hulle, hang af hoe lyk u partypolitiek, maar is dit werklik die mense waarna ons moet streef om te wees? Is dit die ideale leier om na te volg? Want ons weet, om 'n leier te kan wees, moet mens eers 'n navolger wees. En moet ons hierdie ideale voorbeeld hê om te kan navolg. Ons as behoudenes sal dalk eerder teruggaan na die geskiedenis en sal sê, dalk is dit iemand wat ons moet naboots, Paul Kruger of Verwoerd, of selfs iemand soos Simon van der Stel of generaal Koos Delarey. Maar anders sou weet sê, kom ons gaan terug na die Bybel, is die ideale leier dalk koning Dawid, of dalk Moses, of koning Hiskia. En daar is dalk waardes van elkeen van hierdie persone wat ons kan navolg, maar dan moet ons onsself afvra, hoekom hou ons van hierdie mense? Is dit omdat hulle charismatiese persoonlikhede gehad het? Is dit as gevolg van wat hulle reg gekry het op aarde in die geskiedenis, of hulle groot heldedade? Maar net soos wat ons by meeste van hierdie mense menslike eienskappe kan kry, wat navolgingswaardig is daar een ding wat tekort skiet: die sonde. Elkeen van hulle is sondige mense. En as mens in diepte na enige van hierdie figure gaan kyk, sal mens vind dat daar net soveel tekortkominge is as wat daar navolgingswaardighede is. As ons kyk na die Bybelse figure, is dit maklik. Dawid word genoem 'n man na God se hart, maar hy vermoor Uria en hy pleeg oorspel met Batsheba. Moses lei die volk uit Egipte land, maar hy raak kwaad en hy slaan die rots in plaas van om met die rots te praat. Hiskia roei die afgode diens uit Israel uit,
maar hy spog met sy skatte. Nou wie is die ideale leier wat ons kan navolg, as dit nie een van hierdie persone is nie? Dis ons Here Jesus Christus. Hy is die sondelose leier wat ons kan navolg. Hy was waaragtig mens, maar hy was sondeloos. En hy was ook waaragtig God. En hoe meer ons hom navolg, en hoe nader ons leef aan sy lewe, hoe beter lewens gaan ons lei, en hoe beter leiers gaan ons wees, en hoe groter verskil kan ons werklik in die wêreld maak. Nou wat leer die Here Jesus Christus ons oor leierskap? Hy leer ons van die dienaar-leier. Hy sê dat 'n leier ook 'n dienaar moet wees. En hy stel ook die kriteria waarvolgens God beoordeel of 'n mens 'n goeie leier of 'n slegte leier is. En ons kry hierdie eienskappe van Jesus as die dienaar-leier. Eerstens, hy onderwerp homself aan die wil van die Vader. En ons sien ook by menslike leiers is dit die kriteria. In Israel was die goeie koning, die koning wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Die Here Jesus kom ook vrylik om sy lewe op te offer in diens vir ander, soos wat ons vind in Johannes 10 vers 30. Hy het gekom om te dien, Matteus 20 vers 28. In Johannes 13 vers 1 tot 17 kry ons die duidelikste voorbeeld van Jesus as die perfekte leier. Hy kom met nederigheid en diens, en hy bewys dit aan die wat hom volg. Ons sien in vers 1, Jesus se basiese motivering was sy liefde vir sy volgelinge. Jesus was ten volle bewus van sy posisie as leier, wat ons vind in vers 14. En voordat die disippels hom as dienaar ervaar het hy baie kere tevore hom al ervaar as leier en as meester. Hy het homself openbaar as 'n kragtige leier, wat ook 'n sterk leier is. Ons vind dan weer later in vers 5 tot 12, Jesus word vrywillige diensknegt vir sy volgelinge. Hy het nie hoofsaaklik as voetwasser gekom nie, maar hy was gereed om ook hierdie diens aan sy volgelinge te doen, indien dit sou nodig wees. In vers 14 en 15 sien ons, Jesus wil ook 'n voorbeeld stel vir sy volgelinge om na te volg. En as ons nou hierdie voorbeeld van die Here Jesus wil navolg, hoe moet ons dan as leiers lyk? Wel, eerstens moet ons ook vrywillige dienaars wees. Ons moet onsself onderwerp aan 'n hoër doel, die uitbreiding van God se koninkryk, soos wat ons vind in Matteus 28. En ons moet dit doen, nie omdat dit goed is vir ons eie persoonlike belange, of die belange van ander wat ons liefhet nie, maar omdat ons God wil verheerlik en sy wil doen. Ons moet 'n leier wees wat die mag gebruik wat aan ons toevertrou is om ander te dien. Ons moet onsself minag om God te verheerlik, soos wat ons vind in Matteus 9 vers 35. En daar staan, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Ons moet dienaars wees wat uit liefde ander se behoeftes dien voor ons eie. Ons moet onderwysers wees wat hulle volgelinge in woord en in daad leer hoe om self diensbare leiers te wees. En ons doen dit vanuit die voorbeeld uit die skrif, die vrug van die Gees, in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 'n Christenleier is 'n dienaar van God en van sy medemens. Ons vind dit ook so in die opsomming van die wet, in Matteus 22 vers 37 tot 40. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou geliefdes, dis belangrik. Alle aardse leiers waarna ons opkyk en wat ons kan navolg, moet hierdie eienskappe hê. Dit moet godvreesende mense wees as ons hulle wil navolg. En dit is ook waarna ons moet streef as ons wil sê, ons wil leiers wees. Maar hoe kan ons hierdie goeders prakties in ons lewens toepas? My skyf is net verby gegaan.
Was hy. Hoe kan ons dit prakties op ons lewens toepas? Elkeen van ons kan weet dat as gelowiges het ons die Here Jesus Christus en hy het gesterf vir ons sondes. En hy is elkeen van ons 'n persoonlike saligmaker en verlosser. Hy het gesterf vir ons sondes. En so as individue kan ons ook hierdie waarheid vir ons elkeen toeëien. En ons kan dit prakties toepas in elkeen van ons se lewens. Ons moet 'n dankbaarheidslewe lei. Omdat Christus vir ons sondes gesterf het, kan ons 'n lewe lei tot eer van hom. En ons kan vrugte dra wat by die bekering pas, soos wat ons vind in Matteus 3 vers 8. Maar hoe kan ons sy wil doen as ons nie weet wat is sy wil nie? En ons leer ken die wil van God vanuit sy woord, vanuit die Bybel. Daarom moet ons elke dag Bybel lees, om so die wil van ons Vader te leer ken. Die derde opdrag aan elkeen van ons as individu, as ons wil leiers weet, is dat ons moet bid. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Romeine 12 vers 11 tot 12 staan die volgende woorde, en dis die belangrikste gedeelte vir die toespraak vanaand, en so as jy enige verse onthou hierdie. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in gebed. Maar geliefdes, as jy oplet, sal jy sien dat hierdie laaste gedeelte nie met 'n hoofletter begin. En ons weet, as ons die Bybel wil uitlei en enigiets wil verstaan, moet ons dit in sy konteks verstaan. Konteks is koning. So, dan sien ons dit ook uitspeel in hierdie gedeelte. As ons 'n gedeelte wil verstaan, moet ons dit in sy konteks interpreteer. Maar ook so as ons elke mens se lewe wil verstaan, en God se roeping vir elke mens, moet ons ook onsself vat en dit in die konteks verstaan waarin God elkeen van ons geplaas het. Kom ons gaan kyk dan na hierdie gedeelte in sy geheel. Die perikoop begin in vers 9. Laat die liefde ongeveins wees. Vir afskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag en ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe: aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Nou geliefdes, as ons na hierdie gedeelte kyk, raak dit vir ons duidelik dat daar uitgelig word dat ons nie alleen staan nie, maar dat ons deel is van 'n gemeenskap van heiliges. Geen man is 'n eiland nie. So as ons konteks wil verstaan, moet ons sien dat ons leierskap nie net as individue kan uitoefen nie, maar ook as deel van hierdie gemeenskap van gelowiges waarin God ons geplaas het. En die kleinste sirkel en die kleinste bousteen van enige samelewing is die gesin. As ons leierskap wil uitleef en leiers vir Christus wil wees, moet ons ook leiers in ons gesinne wees. Daar word al gespot by Asias dat by elke gesprek is die oplossing trou en kry kinders. Maar dis die waarheid. Ons kry reeds die opdrag in Genesis 1 vers 28. En daar staan geskrywe: en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So as ons as leiers wil optree
en 'n invloed in die wêreld wil hê, moet ons vrugbaar wees en vermeerder. Ons moet gesinne hê, ons moet kinders kry. Maar dit stop nie net by kinders kry nie. Ons moet ook in die regte rolle vervul wat God vir ons gegee het. Eerstens dat die man sy vrou moet lief hê, soos wat Christus die gemeente liefhet. En die vrou moet gehoorsaam wees aan haar man, en onderdanig wees, soos wat die gemeente onderdanig is aan Christus. Ons sien ook in die prentjie dat dit is hoe God die huwelik daar gestel het en hoe die gesin moet lyk. Eerstens is dit Christus wat al hierdie rolle vervul het en waaruit ons kan gaan leef. En dan sien ons die man as die hoof van die huis, wat sy familie moet beskerm, wat sy familie moet lei en ook vir hulle moet voorsien. Die vrou wat die tuiste skepper is, wat moet onderrig en met die kinders moet werk. En dan laastens die kinders wat hulle ouers moet lief hê en dan hulle gehoorsaam moet wees. Ons moet as leiers ons doopbelofte nakom, om ook ons kinders in die wil van die Here groot te maak. En ons kry 'n duidelike voorbeeld daarvan in Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit by jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit en as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. En jy moet dit as 'n teken bind om jou hand en as 'n voorhoofsband tussen jou oë en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Nou sal u vir my sê, maar wat nou van my? Ek is dalk nog enkel lopend of my kinders is al uit die huis uit. Waar kan ek 'n rol speel as 'n gelowige leier, as 'n leier vir Christus? Maar ons sien dat elkeen van ons het 'n rol en 'n roeping by die gemeenskap van gelowiges. By hierdie tweede kring, die kerk. Elkeen van ons het 'n rol en 'n roeping, ook in ons plaaslike gemeentes. Ook hier, waar ons in AP Kerk Pretoria Oos is. Nou, hoe kan ons 'n liefdevolle gemeenskap wees en leiers vir Christus wees, ook hier in ons plaaslike gemeente? Kom ons kyk weer na vers 9 en 10 van die gedeelte uit Romeine. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Dit is 'n duidelike opdrag van God dat ons 'n liefdevolle gemeenskap moet wees. Maar hoe kan ons aan mekaar broederlike liefde betoon as ons mekaar nie ken nie? Leer ken die mense in jou kerk dat jy hulle kan lief hê. 'n duidelike sigbaar wording van hierdie leierskap van Christus is as ons betrokke is by ons gemeente en omgee vir ons mede-gemeentelede. Ons kan 10 minute langer kuier by die koffie en tee. Ons kan braai saam. Ons kan 'n lewe lei van diens en omgee vir ons mede-gemeentelede. Vers 11 en 12 kom al nog kriteria. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in verdrukking. Volhard in die gebed. Geliefdes, ons moet vir mekaar bid. Ons moet die behoeftes wat ons by ons medegelowiges raak gesien het, ook opdra aan die Here en vra vir vertroosting. Maar daarvoor moet ons hulle ook ken. Ons moet bid vir sendelinge. By missiologie, as mens sending gaan navors, en ook ek was teologiese student, as ons dit nou behandel die vorige semester, raak dit baie vinnig duidelik, dat waar ook al daar 'n deurbraak was met die sending, en waar daar nuwe sendelinge uitgestuur is en baie mense tot bekering gekom het, was daar plaaslik ook gelowige gemeentes wat volhard het in gebed, wat gebid het vir sending. So kan ons dan nie net op die missionêre veld as sendelinge optree nie, maar ook hier in ons plaaslike gemeente, om vurig te bid vir ons sendelinge. Vers 13 sê ons, maak voorsiening van die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. En by die kerk kan ons gasvryheid wees deur te gee, waar ook al God vir ons 'n talent gegee het om mee te woeker. Dit is nie net in finansies wat ons kan gee nie, maar ook met hierdie talente, met waarin ons goed is, kan ons ook diens bied vir ons medegelowiges. En hier by AP Kerk Pretoria Oos is daar soveel geleenthede. Ons kan deel wees van die senior vriendekring, die susters, Asias, Venjas, maak nie saak in watter fase van die lewe
ons onsself bevind nie. Die geleenthede is groot in ons kerk om te bou aan die koninkryk van God. Ons het ook baie barmhartigheidsdienste waar mense kan aansluit in ons gemeente. Dink maar aan kinders van die lig, waar ons aan minderbevoorregte Afrikaner kinders die evangelie bring en ook aan hulle fisiese behoeftes voorsien deur vir hulle kos te gee. Die Danville kosprojek en selfs Wenjas gaan begin met 'n sopkombuis. So kan ons nie net aan die fisiese behoeftes van mense voorsien nie, maar ook aan hulle die evangelie bring deur hierdie projek te loods. In vers 14 sien ons, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eiewys wees nie. Geliefdes, as ons die wêreld wil verander, sal ons nie moet streef na buite en naar ver, om die wêreld van ver af te wil verander, of om die hele politieke sisteem te wil verander deur te stem nie, maar eerstens deur eensgesind te wees in ons gemeente en nederig mekaar te dien. En as jy terugdink na die kriteria vir 'n gelowige leier, vir 'n leier vir Christus, kan jy onthou dat hy ook ander moet oplei om diensbare leiers te wees. En dit is tog die toekoms van die kerk, dat ons die kinders van ons kerk moet oplei om ook dienende leiers te wees. En dit doen ons deur die VBO. En so kan elkeen van ons wat onderlê is in die skrif ook daar diensbaar wees om VBO te gee aan die volgende geslag. Ons is almal deel van die liggaam van Christus. Ons elkeen het ons eie rol om te speel met die talente wat God vir ons gegee het. Party kan ons kan voorgaan deur praatjies te lewer, ander van ons kan baie goed finansies doen, ander van ons kan goed administratief dink en organiseer. So kan ons elkeen diensbaar wees in die gemeente. Maar ons kan nie net inwaarts na onsself kyk nie. Ons moet ook uitkyk na ander en ook die evangelie aan ander verkondig, ook aan alle ander nasies. As ons kyk na vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Nou, die priester op die skerm wat jy sien, is almal dalk nie bekend wie dit is nie, maar dit is priester Mari Immanuel van Australië. En terwyl hy besig is om te preek in sy kerk die een Sondag, kom daar 'n islamitiese terrorist na vore en hy steek hom met 'n mes as gevolg van die dinge wat die priester oor Mohammed gesê het. En nadat die gemeentelede vorentoe hardloop en hierdie aanvaller vasdruk, wat doen die priester? Hy draai om, hy sit sy hand op die hoof van die aanvaller en hy bid vir hom. Wat 'n kragtige getuie is dit nie vir Christus nie, om te kan bid vir die wat ons vervolg. Dat ons deur ons liefde wat ons vir ander uitstraal, ook so getuies kan wees vir Christus. So kan elkeen van ons ook 'n getuie wees waar ook al ons gaan. Ons lewens moet getuig van ons liefde vir Christus. En die genade wat hy aan ons bewys het, kan ons aan ander bewys. Jy sien die prentjie van die hele wêreld, ons moet uitgaan. Ons moet nie net op onsself fokus nie. Ons elkeen kan leiers vir Christus wees by ons werksplek. Deur ons vrygewigheid, genade en geduld getuig ons wat Christus vir ons gedoen het. Die dade wat ons doen, moet getuig van ons geloof, maar ook ons woorde. Ons kan ander vertel van ons verlosser en so ook aan hom gehoorsaam wees. Ons sien in Kolossense 4 vers 5 tot 6, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Maar ook deur die evangelie te verkondig is ons gehoorsaam aan die sendingsopdrag, wat ons vind in Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan met die volëinding van die wêreld. Nou dit bring ons weer terug. Ons kan dus leiers vir Christus wees, by ons huis,
by ons kerk en oral waar ons kom, deur Christus se voorbeeld na te volg. Dat die wêreld ook van ons sal kan getuig, dat ons vrywillige dienaars is, wat onsself aan 'n hoër doel onderwerp, wat buite ons eie persoonlike belange of die belange van ander is. En dat dit ons leiers is, wat die mag wat aan ons toevertrou is, gebruik om ander te dien. Dat ons onsself minag om God te verheerlik. Ons is dienaars wat uit liefde ander se behoeftes dien voor ons eie. Dat ons onderwysers is wat hulle volgelinge in woord en daad leer om self diensbare leiers te wees. Dat ons leiers dienaars van God is en ook van ons medemens. Maar geliefde, dit is slegs moontlik as ons God se wil soek en hom aanbid. Die volgende aanhaling van Douglas Wilson vat dinge baie mooi saam. Hy sê op sy kommentaar op die Onse Vader, "We are not taught to pray, your kingdom go. We are not taught to pray that God's will would be done in heaven when we get there. We pray for God's will to be done on earth as it is already in heaven." Wat ons dan, as ons die Onse Vader bid, dat God se wil sal geskied hier op aarde, net soos wat dit in die hemel is, dat ons dit werklik sal glo. Dat ons so sal gaan lewe, dat daar 'n daadwerklike verskil in die wêreld sal kom. Dat Christus verkondig sal word tot aan die uiteindes van die wêreld. En dat dit ook 'n verskil in mense se lewens sal bring. Dat ons Christen leiers kan wees waar ook al ons kom, om so deur betrokke te wees by ons huisgesin, by ons kerk, en waar ook al ons werk, 'n verskil in die wêreld sal maak, dat Christus verheerlik sal kan word. Kom ons sluit net af met 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, 3-maal heilig is U, o God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons vra U dat U vir ons die krag sal gee dat ons leiers vir U Seun sal kan wees, deur U Seun se voorbeeld na te volg, waar Hy gekom het om vir ons sondes te sterf terwyl ons hom gehaat het. Here, dat ons uit dank vir hierdie verlossing sal gaan leef, ook as leiers vir hom, dat ons ook dienende leiers sal wees. Dat ons in woord en daad ander nader aan U sal rig. Dat ons nie dink die wêreld se verandering moet ver begin nie, al is dit in U mag, maar dat U deur ons lewens werk, dat waar ook al ons is, ons elkeen 'n oral gestuurde vir U sal wees. Dat ons die evangelie tydig en ontydig sal verkondig. Dit bid ons in Jesus Christus naam alleen. Amen.